Hi, ek's Lisa met die rooi hare en ek kyk op my eie serie sodat jy nie hoef nie en welkom by my seisoen 4 episode 14 recap. En vandag se bottelwyn is 'n stunning Stellenbosch Reserve Chardonnay. Dankie Stellenbosch Collection. Alright, kom ons begin met die reunie en hopelik kry ons 'n paar antwoorde. Hopelik. Right, ons host vir hierdie hele affære beide harte is Vanessa Marie. Welkom by die reunie van Op My Eis 4. Nou ek is Vanessa Marie. Almal ken vir Vanessa Marie. As jy nie weet wie Vanessa Marie is, bly jy onder 'n klip. En voordat ons begin, wil ek net sê dat hierdie episode was vir my baie choppy-woppy, vinnig gekat en vibes. En blykbaar het Vanessa Marie in 'n artikel gesê, ek dink vir Sari, dat hulle was vir 6 ure daar. 6 ure! So ek verstaan dat hulle uit die 6 ure uit net 'n uur se episode moes kat. Mag jy dan vir ons 2 parts? As Mommy Club het kon doen, kon hulle ook. Okay. Anyway, so die girls is almal daar in hulle full glam, almal like gorgeous. Daar was my 'n bietjie way te veel close-ups op al hulle tone. Ek dink daar gaan 'n paar interessante gesprekke gebeur vandag. Ek was nog altyd oop en eerlik, so ek's reg vir hierdie. En Rowan en JP is ook natuurlik daar. En saam met my, heel moontlik die bekendste tweeling op Afrikaanse televisie, JP en Rowan Smit. En Cindy lyk reg vir die drama. En dan het ons die pragtige dames wat hierdie jaar hulle harte oopgemaak het, op soek na liefde. Maar Rowan sê hy's chill. Voel dit soos 'n finaal, rugby finaal, is jy gestres? Nee, ek dink ek is nie gestres nie, dit is net interessant om almal weer te sien. Hy sit terug in sy stoel, hy worry nie. Hy's rustig. As dit nie vir my was nie, is daar emosies wat hy nie sou gewys het nie. So raad om dinge af te skop, vra Vanessa Marie vir Cindy, is reg vir 'n fight. Cindy, het jy dalk 'n paar bokshandskoene saamgebring? Ek kort nie bokshandskoene om iemand te bliksem nie. So hulle spring dan sommer dadelik weg en praat oor die drama. En hulle praat oor daai poolparty waar almal met die paddles gestaan het en moes ja of nee sê. Nou raak dit interessant, weer. En dit is waar ons eintlik ook heel eers begin uitfigure het, daar's drama. Marita, jy het nie daai poolparty baie geniet nie, nê? Nee. Maar kyk vir Cindy. Ek dink nie almal gaan oor die weg kom met almal nie en ek dink dis okay, maar ja. So Cindy sê dat Marita en Charlene was die twee wat alles begin het. Sy trot kak. Kom maar, Letterlik. Die kak het begin want sy en wat ook al haar naam is, het loop skinder oor ander meisies En dat hulle het geskinder van die begin af. in die begin. Dis hoekom niemand van haar gehou het nie. En dan sit sy hierso. Nou wil sy sê sy weet nie hoekom niemand van haar gehou het nie. Marita? Charlene? What do you mean? Hulle is van die mees onskuldigste gelyk het. Ons het letterlik vir Chantal toe sy aangekom het van die vloer af, maar net het haar uit die parking lot gaan optel na ons te gebring. Ons moes al vertroos het. Hektiek! En Hermie herhaal wat Cindy gesê het en sê dan, hulle het so lelik geskinder van een van die Chantelle, laat Manet aan die parking lot moes gaan haal en optel. Want sy het hulle gevang skinder, kliphard. Dis insane. What was said? Ek is die persoon wat dit gehoor het. Dit het maar net begin oor, omdat ek op Brendan se seisoen was. Het ek dit gemis? Hierdie was 14 lang weke. Ek kan nie alles onthou nie. Maar basically ja, hulle het lelik gepraat oor haar wat op Brendan Piper se op my huis ook was. En ek was op die speed dates en al daai goed. Maar, like, hoekom is dit 'n slegte ding? I mean, as ek single was, het ek probably ook vir Brenna's ingeskryf. Maar Cindy is kwaad. As jy aan my vriendin raak jy aan my. Sy is kwaad, joh. Jy praat nie van iemand kak agter hulle rug en dan voor hulle wil jy nice wees nie. Jy like hulle of jy like hulle nie. Anyways, dan, soos ek sê, dit gaan vinnig, dit is blablabla. Dan beweeg hulle oor na hoe die vrouens gevoel het toe hulle na die show terugkyk en kon hoor wat almal van hulle te sê gehad het. Was daar van julle wat toe julle die seisoen gekyk het geskok was? En ons hoor dan by Hermie dat sy was ontstel om te hoor wat Charlene alles van haar gesê het. Ek was aanvanklik geskok geweest oor wat Charlene van my gesê het in haar daardie camp. Met my outfit het sy 'n manier om my op en af te kyk, soos uit my klere, dat ek letterlik my gewig op 'n ander voet sit of So ek het soos die boelie gelyk. Ek kan sien dit ontstel jou. So Charlene sê dan reguit, sy is jammer dat Hermie so gevoel het. Herbie, eersins, ek is jammer dat jy so gevoel het.
Maar ook sê Charlene dat sy dit regtig nie in 'n sexual way bedoel om te sê Harry kyk hoe uit al klere uit nie. Ek het nie bedoel jy kyk maar uit my klere uit nie. Dit is nie suggestive nie. Dit is lelik. Ek sal nooit so iets sê van iemand. Ek het Dit bedoel is jou woorde direkte woorde gewees. Maar guys, ek weet nie of die twee ooit uit gaan sien nie. En dan van Roan hulle in die rede. Ja, maar die ding is, sien, maar die ding is, Totally vir 'n oomblik vergeet hy's daar. maar daar was tyd om mekaar te bel en ek het jammer gesê. nee, ek hoor dit jy sê, maar en dit uit te sort. Wel Roan, anders het ons nie 'n interessante reunie gehad nie. Okay. Anyways, dan tyd vir 'n baie belangrike vraag. Gou hande op. Wie het vir Roan gesoen? Ek wil net kyk of is daar nuwe hande wat dalk afgekom het. Maar Sarkie, steek op jou hand, sussie. Sy lippe was op jou lippe en dit was 'n challenge en dit was nie regtig soos want hy was verlief op haar nie. Maar as soon as seisoen, okay. Cindy en Charlene moes ook opsteek want hulle het ook mekaar gesoen. As hy Tel Hermie, as lippe aan lippe geraak het, tel dit. So, okay, daar's nie enige nuwe kandidaate nie. Okay. Maar dan hoor ons dat Cindy sê sy voel nie hulle soen het veel beteken nie Dink jy dit was 'n indikasie van julle koneksie? Nee, dink nie so nie. en sy voel sy was basically background noise. Hoekom? Well, looking back at it, toe ek hom en Manet se koneksie terugkyk, ek is eintlik soos background noise. Maar honestly, ek is bly Cindy sien dit raak. Maar ja, so gepraat van Manet. So Manet, jy het ook al 'n paar keer vir Roan gesoen. Ons hoor bietjie meer oor daai overnight tyd Wel, dit bring my na die voeltjie wat baie hard gefluit het. en ons hoor hulle het gesoen daai aand. Jy het mos al aangesoen. Ons het. Maar Manet het ook actually mos 'n post daaroor gemaak op social media. Dis nie regtig nuwe nuus nie. Maar Vanessa met die vraag het julle in dieselfde kamer geslaap? Het julle in julle eie tente geslaap daai aand? Ja. Ja. Good to know. Of was 'n pos van Manet af? Ek joke sommer maar net. Daarna hoor ons dan actually dat Bianca van dag 1 af verlief was op Roan. Was jy verlief op Roan? Ja. Van dag 1 af. Sy het van die speed date afgekom en ons vertel hoe verlief sy is. It happens. Shame. En dan drop Roan die bom. Onthou jy met die final, ek dink nie ek het dit in my recap genoem nie, maar hy het gesê dat hy is verlief op twee van die girls en dit is kom hy nie kon kies nie, Jana. Wel ons hoor, die twee girls waarop hy verlief was Bianca en Charlene. Ek het Vrydag aand kon ek nie tussen Charlene en Bianca, ek was verlief op albei gewees. En hy sê dit net daar terwyl sy nie daar sit. So awkward. So Vanessa sê dan vir Roan dat mense was nie happy met die manier hoe hy die vrouens huis toe gestuur het nie. Hallo, ek is mense. Daar was woorde gesê wat jou takt ten opsigte van hoe jy mense en met hulle deel was bevraagteken. Hallo, aangenaam. Maar die girls sê alles okay daarmee. Ek waardeer die feit dat hy eerder dit oor en verby gekry het. O, maar dan hoor ons actually so 'n bietjie van Carmen af. Onthou julle, hallo, ek is Carmen. Sy het regtig net gesê soos Carmen. En sy sê, Roan dink ek is wat fout is met dating deesdae. burn. Ek het amper van my stoel afgeval toe ek gehoor het sy sê. 'n Man wat in die datingpool ingaan en nie eintlik weet wat hy wil hê nie. I mean, sy's nie noodwendig verkeerd nie. Maar JP vat haar dan nou aan en sê iets van, ja, maar sy's 'n feminis en da. Wat wil vrouens vandag doen as 'n groot feministiese beweging, reg of verkeerd? Wat geen probleem is nie. Sy values is net, daar's 'n rol vir 'n man en 'n rol vir 'n vrou. Dan wil ek nie weet wat sê hulle van my nie, want ek is ook een. En kom ek sê nou vir julle, daar's party vrouens wat feministe 'n bad name gee, maar die definisie van 'n feminis is nie dat vrouens moet beter wees as mans nie. Nee, dis net dat ons gelyk gehanteer moet word. Okay. En dis 2026 en dit is nog steeds nie so nie. So they did to me as well. I know, but you Yeah. know what I'm saying is like you chose no one, so it just felt like you didn't know what you wanted. Ja, Ek's aan comments kant anyways. Ron is ook triggered deur die feit dat sy basically gesê het, "Ugh, mans." But she's mentioned that's what's wrong with today's dating pool is the men out there. Dan wil ek nie weet of hy my video's gekyk het nie, want dit sou hom ook trigger. Uit my perspektief Uit jou experience uit. is dit mans. Anyways, dan hoor ons bietjie weer van die Engelse girl, onthou julle, Caitlin. Jy lyk pragtig by the way. Thank you. Guys, Die een vir wie hy gejok het en gesê het, ek het niemand gesoen nie. The way it. Anyways, hallo Caitlin. het jy regtig geen gevoelens vir hom gehad nie? En sy sê reguit, nee, sy het nie gevoelens vir hom gehad nie. I don't think so because I don't think we had the amount of time to get to know each other that I would need. En dit lei dan na Roan wat basically sê, ja, hy wou al op week 2 sommer homself huis toe gestuur het. Ek het in die begin, ek het 2 weke deur die proses gaan en ek gedink, miskien moet ek maar nou die ding call. Ek weet nie of ek dit gaan kan doen. Maar dit voel so bietjie asof Roan se ego net 'n bietjie gebroes is omdat hierdie gorgeous meisie sê sy like hom nie. Ja, that's life. Ja. You're not everyone's cup of tea and it's okay. Ek's okay daarmee. Dis hoe ek het geobserveer het, okay. En ek weet Roan het eendag iewers gekom en ek hoor en sien uit wat ek wil. Ek hoor en sien wat op die TV is en dan interpreteer ek dit op 'n sekere manier en ander mense op 'n ander.
Dan beweeg ons finally oor na 'n massive deel van die show en dit is toe Minette huis toe gestuur is. Ek dink nie die kykers of die ander dames het dit verwag of geweet waarop hierdie gebaseer was nie. En nou wil ons uitfigure, what happened? Minette, mense kan aanneem jy was redelik geskok geweest. Ek dink die hele land was geskok geweest. So Minette sê daar was 2 girls wat 'n rol gespeel het. Daar was ongelukkig 2 meisies wat regtig van die begin af. Ja, dit Dan was moet jy ongelukkig moet sê nou wie. Charlene en Marita, wil jy weet wie? Oh, dankie Cindy. Okay, so Charlene en Marita was daai 2 girls. Wat het dit te doen met jou verhouding met Roan? Ek sal graag wil weet. Okay, want nou gaan ek aanhaal wat hy gesê het. Maar dan brei hulle nie dadelik regtig uit daaroor nie. En Vanessa Marie sê dan, okay Minette, maar Roan het gesê jy het 2 persoonlikhede. Het jy? En dan wil ek hê jy gaan nou geleentheid kry om jouself te verdedig hier. Hy het gesê jy het 2 persoonlikhede. Wat bedoel hy met dit? Wat baie sleg lyk. Bietjie harsh, maar okay. En Roan sê dan dat daar was 'n keer wat hulle almal saam gekuier het en toe maak Minette snarky comments. Ek het langs 'n persoon gesit hier, die hele tafel was vol. Jy onthou die tafel onder die boom. En sy het omgekom en sy het snaakse aanmerkings begin maak. Katterige aanmerkings, aggressiewe aanmerkings, lelike aanmerkings wat net nie lekker gesit het by jou nie. En Minette sê dan dat hy basically net 'n verskoning gesoek om haar huis toe te stuur. Die rede is dit het regtig vir my gevoel asof Roan hy probeer verskoning soek. En dis hoe dit vir my ook gelyk het. Maar Roan sê dan ook, sy was way te confident dat hy haar gaan kies. Het jy nie in die top 5 al klaar gesê, jy kry jou rok reg vir die finale nie? Ek wonder hoekom, maybe moes jy dan nie vaak gesê het, jy gaan haar kies en jy's verlief op haar nie. Ons almal het dit gedoen. En weet jy wat? En ook honestly, almal sou dit gedoen het. Ek dink elke liewe girl daar het voorberei vir as hulle in die top 3 is wat se rok hulle gaan dra. Jy kan nie net 'n dag voor die tyd gegaan Mr. Price toe ry nie. Maar nou selfs as ek goeders terugkyk op die show en die goeders, nou maak allerhande behind the scenes goeders my die hele tyd sin. En Minette sê dan, sy voel Charlene het 'n rol gespeel. Dink jy Charlene het 'n invloed gehad op die feit dat Roan jou huis toe gestuur het? Ja. Maar hulle brei nie verder daarop uit nie. Dis asof in Esperie soos die conversation kort knip. So jy glo nog steeds as derde partye betrokke tussen die afdeling? Dit is 'n samevatting van baie goed wat nie net binne 2 dae gebeur het nie. Okay. Dis reg. Het jy duidelikheid? Dis fyn, ek is happy. Okay. Hoekom het Charlene 'n rol gespeel? Wat het sy gedoen? Like, what happened? Ek voel nie ek het antwoorde nie. Maar nou moet ons gou praat nê oor Roan se comment op Facebook. So hier sit ek nê, een aand gou lekker Saterdag aand op Facebook. Boom, sien ek Roan se comment. Pause om te lees. En toe drop hy ook in 'n ander artikel dat daar het iets agter in 'n gym gebeur. En hy het ook op Instagram live gesê, as jy jouself soos 'n hoer gedra, gaan ek jou soos een hanteer. Gedra jy soos 'n hoer, want ek hanteer jou soos 'n hoer. Eenvoudig soos dit. So, die ding is nê, glo ons hom? I don't know. Ek wens Minette wil uitkom en haar kant van die storie vertel. Ek wens die crew wil uitkom en vertel wat het gebeur. Maar ek voel as meer to the story en niemand sê ons nie en ek voel ek's besig om mal te raak. Anyways, dan beweeg hulle oor na die publiek se opinie. Maar saam met julle boodskappe van ondersteuning word daar ook onregverdige, lelike en afbreekende kommentaar gelewer. Maar hulle wys nou die hele tyd mos hierdie Facebook comments op die skerm. Hierdie gesegde, as jy jou vir 'n toffie uitgee, moet jy maar lek. Nog 'n plek in 'n beskaafde gemeenskap. Maar ek wens hulle die mense se name daarby gesit. So ja, Roan sê dan hy het die comments gesien en hy het begin terugkomment. Ek het eers so hierso by die, dink so 'n maand en 'n half terug, ek begin bietjie teruggee. En dit het ek ook gesien. En ek is ook nie mal oor wat hy gekomment het nie. Want veral as dit 'n vrou was, het hy lelike goed teruggekomment. Goed soos come clean my kitchen, then you can speak. Het ek gesê jy kan iets sê, staan in die ry. Jy praat te veel, ek neem aan jy's 'n vrou. Stuur jou nommer, sal laat weet as die kombuis vuil is. Bende nie. Ten minste sal ek nooit die laaste resort meisie wees soos jy nie. This is just a handful of comments that he left. Ek weet nie hoe kyk net nie vir hom gesê het hou op nie. Like, kom ons gaan aan. Roan sê wel dat al hierdie negative comments doen om niks. Ag, dit maak my niks hier regtig. Kan nie vir jou eintlik verduidelik in woorde, my absoluut niks maak nie. In elk geval, Charlene sê dan ook dat die comments maak haar ook seer. Ek het geweet mense is maar my hele lewe lank in 'n boksie. Maar nie so seer soos wat Cindy se comments haar gemaak het nie. Maar wat vir my die seerste gemaak het, Cindy gaan nou vir jou net sê, wat geboelie was, wat weet hoe dit voel. Dit op iemand anders inflict nie. Blykbaar het Cindy op TikTok live gegaan en 'n klomp dinge te sê gehad oor Charlene. Letterlik tot 'n punt van naamskending, waar ek 'n 3 minute 30 sekondes TikTok uitknipsel kry van wat Cindy sê dat ek sielkundig siek is. Maar Cindy lyk nie impressed nie. Sy fight terug. Ja, op jou TikTok. Bring my screenshots vir my. Ek het alles. Ek het Bring dit video. Dis op TikTok. Maar kyk net hierdie bewyse. Wel, ons het daai video. Dit is eintlik 'n siekte, jy kort letterlik psigiatriese behandeling daarvoor. Kyk net.
al daai mense wat sê hoe tap het jy en hoe los is jy en goeters. So wat hulle doen het jy tegnies ook gedoen. Ja, Okay. I mean, sy vat accountability. ek het gesê wat ek gesê het. Dis hoe ek voel. Dis hoe ek voel, letterlik. En sy sê ook dat Charlene huil net oor alles. Elke keer as ons nie ons sin kry in die huil sê, soos letterlik oor alles het sy gehuil. En dan is kyk net weer daar met 'n montage van hoe Charlene huil. Dis al 3 tyds en ek het nog nie gesien nie en almal se relationship bou en Kyk net. Kyk net. Messi. Ja, kat dan na Roan. En wat is lukkie vir elke beat? Honestly. As iemand vir my sê jy's mal die kort pille, gaan ek vir jou op en ek sê wys jy gaan nie op. Ons het daai lyn gekros nou. So dit voel maar asof hy eintlik vir Charlene opkom daarso. Anyways, ons is amper klaar. Vanessa met die vraag dan reguit ook, who got work done? Wie van julle het kosmeties julleself enhance? En amper almal van hulle steek hulle hande op. me. Okay. So dit is die meerderheid. Maar honestly, who cares? If they want to do it, let them do it. En dit het absoluut niks met enigiemand anders te doen nie. Julle lyk fantasties. Ek gee net om oor wat hier binne aangaan, okay? Mense gaan oor my lippe te keer, maar ek het 'n breast reduction gehad. Maar ja, dan om af te sluit, raak ons weer bietjie aan die finale keuses wat Roan moes maak. Roan het ons almal verras met sy finale besluit dat hy niemand gekies het nie. En Roan sê weer, hy was net way too confused om iemand te kies. As jy daai nuwe liefde het, wil jy nou by daai persoon wees. Daar's tye wat ek gekry het en daar's tye wat ek ook nie gekry het nie. Maar hy noem ook dat hy het kontak gemaak met iemand na die show. En as julle my die show gekyk het, sal julle weet dit was Cindy. En toe in kontak gebly en daar was oomblikke, julle sal weet van wie ek praat. Is ons verbaas nie? Nee, ek het julle gesê. En dan hoor ons actually wie is nou almal in verhoudings. Wie van julle is in verhoudings? Saartjie het 'n kerel. Tel my bietjie. Saartjie, Ja, jy's happy? baie happy, baie gelukkig. En hulle het in the club ontmoet. Ek weet dit is dalk nie ideaal om mekaar daar te ontmoet nie, maar ja, baie gelukkig. Niks ver daarmee nie. Ons weet ook dat Marita het liefde gevind. Marit? Ja, ek is ook baie gelukkig. Dis iemand wat ek ken van CrossFit af. Bly vir haar. En dan draai Vanessa met hierdie vraag na die manne. Het jy aan beweeg? Het jy al iemand ontmoet? Ek het. Hy het 'n meisie. Dis 'n meisie. Ek het. Ja. Vertel. Nee, dis iemand wat ek al Blykbaar ken hy haar al vir soos 2 jaar en het hulle nou weer in Desember gereconnect. 2 jaar terug ontmoet het. Ja. Ek so Desember mekaar weer raak geloop toevallig. Ek sê dit is skieurig om te hoor, wanneer het hulle regtig gereconnect? Is hulle saam? Is hulle meisie en kerel? Is hulle nog steeds saam? Is hy saam met hom in Rusland? These are the questions that keep me up at night. Roan stuur vir my 'n nommer, dan kan ons video call. En ook, ons hoor ook laastens dat James het ook nou 'n girl. James, net vinnig, het jy al iemand? Ek het ja. Groot of nie? Maar dit weet ons. As jy sy TikToks kyk, dan weet jy. Dit eindig kan nou maar op 'n happy note. Dit was 'n onvergeetlike seisoen met Roan en die dames op my eis seisoen 4. A lot of unanswered questions voel ek. Ek voel ek's meer confused na die reunie as voor die tyd. Maar ja, dis dan dit vir die reunie. Baie dankie aan die entoesiastiese kykers by die huis. Ja, jy. En dis dan dit vir die seisoen. Lekker aand aan almal van julle. Bye. Guys, nie gedink ons gaan dit maak tot hier nie. Dit was 14 lang weke. Maar ek wil net vir elke liewe een van julle daar buite sê, dankie. Dankie dat julle my recaps gekyk het. Dankie as julle in persoon vir my kom sê julle kyk my recaps. Ek love dit om julle te ontmoet. Ek sien elke liewe comment. Ek waardeer elke liewe like en ek bly baie dankbaar daarvoor. En dankie kyk net dat julle vir ons 'n very entertaining show op jou en vandag gegee het. What a rollercoaster, what a ride. We did it. We did it, Jar. We did it. My wyn is klaar, so die video is klaar en die seisoen is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief, like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer. Met 'n show na die show. As jy nog nie Cindy se episode gesien het nie, gaan kyk hom nou dadelik. Believe me, you want to. En kyk uit vir nog, want sy is nie die enigste vrou met wie ek gaan praat nie. En dan los ek julle op daai cliffhanger. Dis al van my kant af. Bye!